een van die groot probleme met kinders van die Here, wat ook waarlik gered is, gaan hulle hele lewe deur sonder om sekerheid van saligheid te kry. Is dit so? Dit is so. Kan 'n mens seker wees dat jou saak met God reg is, dat jy die ewige lewe het? Ja. Johannes skryf vir ons in 1 Johannes 5 vers 13 dat ons kan weet dat ons die ewige lewe het. Maar jy sal nie glo hoeveel mense is daar wat nog steeds twyfelagtig is. Dit word deur baie faktore aangewakker. Mense wat dwaalleringe verkondig en jou sê, ja, maar jy moet dit doen ook, en ja, jy kan nie net Jesus aanneem nie, jy moet nou hierdie ding ook doen, en nou wonder jy, maar het jy nou alles gedoen, en is alles wat jy gedoen het nou reg, en nou later, wat gebeur? Jou saligheid begin al hoe meer, en die vrede wat jy by God moet kry, begin al hoe meer rus op wat jy alles doen, en hoe meer jy dit fokus op wat jy doen, hoe meer onseker is jy. Jy kan nooit jou sekerheid rus op die fundament van hoe jy voel nie. Want vandag voel jy wonderlik, jy voel jy het 'n verhouding met die Here, maar môre oor 'n môre staan jy met die verkeerde voet uit die bed uit op en nou voel jy weer asof jou saak met die Here nie reg is nie. Ons gevoelens is soos die weer daar onder in George. Die een oomblik skyn die son en dan reën dit, dan waai die wind en dan skyn die son weer. Ons gevoelens is op en af. Dis wisselvallig. Dis op en dan is dit weer af. Jy kan selfs nie eers die sekerheid van jou saligheid bou op wat jy doen nie. Ja, dit is so. Daar is bewyse dat ons die vrugte moet dra wat by die bekering pas, maar jy kan nie jou sekerheid bou op wat jy doen nie, want vir 'n jaar of 2 doen jy wonderlike dinge, maar dan eendag druk daar 'n taxi voor jou in, jy verloor jou humeur en later dan dink jy maar 'n kind van die Here kan nie so maak nie, en is ek nou regtig 'n kind van die Here, want kyk wat het ek nou weer gedoen, en kyk hierdie ding wat ek gedoen het, en nou wat gebeur? Jy verloor weer jou vrede. Daar's net een manier om sekerheid van saligheid te kry. En as u hier vanaand sit en u bly met hierdie ding worstel, gaan jy regtig hemel toe, as jy regtig 'n kind van die Here, hoe gaan jy regtig weet? So, jy gee jou hart vir die Here, maar hoe weet jy, hy het dit aanvaar? Jy het alles gedoen wat die dominee gesê het in die Bybel en die Sondagskool, maar hoe weet jy dat jou offer aanvaar word? Jy sien, daar's net een manier om sekerheid van saligheid te kry, en dit is om dit te bou op die fundament wat nie uit hierdie wêreld kom nie. Dit het deur ons atmosfeer gebreek, en God het dit ingegee, die oorspronklike woord sê eintlik uitgegee, God het sy woord gegee. Dis die enigste fundament. Jy weet, ek het ook op 'n stadium in my lewe gesukkel met sekerheid van saligheid. Ek is gered toe ek 'n jong seentjie van 8 of 9 jaar oud was in Dominee Albert Woest se pastorie, toe hy eintlik al 'n emeritus predikant in Heidelberg was. Daar het ek my hart vir die Here gegee. En nou word ek groot, nou gaan ek deur hoërskool en nou begin ek wonder, maar hoe weet ek het regtig my hart vir die Here gegee? Hoe weet ek is regtig God se kind? En 'n mens sukkel met hierdie ding. Tot eendag toe lees ek in God se woord, in Johannes 6, vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom, wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. En toe ek daardie woorde hoor, weet ek, in my kinderlike geloof het ek na Jesus toe gegaan. Hy sê, hy sal my nooit uitwerp nie. Daar's mos daai vers wat sê, gaan weg van julle, ek het julle nooit geken nie, en as ons daai vers hoor, dan begin ons broeke te bewe, en ons raak angsbevange. Daai vers sê, as jy in geloof na Jesus toe gaan, dan sal hy jou nooit uitwerp nie. Nou sê mense, ja, maar hoe weet jy jou geloof is eg? Hoe weet jy jy's opreg? Maar as jy opreg is, kyk, jy moet na Jesus toe gaan vir die regte redes. Hulle sê jy moet na Jesus toe gaan omdat jy lief is vir hom, want sommige mense gaan na Jesus toe omdat hulle bang is vir die hel, maar jy moet eintlik na Jesus toe gaan omdat jy lief is vir hom. En wat gebeur nou? Nou begin mense alweer vreesagtig te raak, maar het ek nou regtig na Jesus toe gegaan vir die regte redes? Luister my broeders en susters, vlug
vlug net na Jesus toe, vir watter rede ook al, of jy bang is vir die oordeel, of jy bang is vir die hel of die toring, dit maak nie saak nie, kom net by hom uit. Vlug net na hom toe. Hy gaan nie vir jou sê, ja, maar jy is hier vir die verkeerde redes nie. As jy jou sonde verstaan en insien, en dat die oordeel van God op jou is, en sonder sy genade kan jy nie gered word nie, vlug net na hom toe. Hy sal daar met jou handel en werk. Vlug net na hom toe. As jy 'n sondaar is, dan verstaan jy eintlik nog nie eens die liefde van God volkome nie. Jy het nog nie eens eintlik 'n begrip van hierdie liefde nie. So, vlug net na hom toe. Nou, net 10 versies aan en hiermee gaan ek nou klaarmaak, maar ek het net gevoel ek moet dit met u deel, dat u ook hierdie blydskap van vreugde en sekerheid van saligheid kan kry. Nou net 10 versies aan, in Johannes 6 vers 47 staan daar, wanneer Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het miskien die ewige lewe. Wie in my glo, het dalk die ewige lewe. Wie in my glo, wel ons almal moet sien eendag as hy daar kom deur wat 'n hekkie hy gaan loop. Dis wat mense al gesê het. Ons sal maar eendag kyk deur wat 'n hekkie ek loop. Daar staan wie in my glo, het die ewige lewe. Nou gaan dit nie oor wat jy gedoen het, en jou trane en jou bekering, en wat ook al nie, dit gaan oor wat hy gesê het. Hy het gesê, as jy in hom glo, dan het jy die ewige lewe. En weet jy wat, daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe wat jy net moet sê, ek glo dit. Ek vertrou dit. Dis wat hy gesê het, hy kan nie jok nie. Hy is die opstanding en die lewe, wie in hom glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Glo dit. Met 'n vaste vertroue, waar jy jou volle geloofsvertroue op hom sit. Soos u op daai stoel sit, en u vertrou daai stoel om u gewig te hou. U het nie voor die tyd gekom en gewonder, hoe gaan hierdie stoel my gewig hou nie, u het net gaan sit. Om so op die Here Jesus te vertrou en te sê, hy alleen kan my van my sonde was. Geloofsvertroue in hom alleen.